vir jou te probeer vertel hoekom ek die Here lief het. Want hy my eerste lief gehad het. Dis alrede hoekom ek hom kon leer lief kry. Ek wil hê jy moet bietjie kyk na die swaalkie wat hier bo ons kop vlieg. As jy kyk na die einde van julle SMS, het daar duidelik gestaan, die Here bring nuwe dinge. En jy sien, dit is hoekom ek die Here lief het, want God is nie bang om sy woord en sy profete se hart te bevestig, sodat elke oog dit kan sien. En dit is wat die Here vir julle wil sê vanoggend. Jy wat dink, die einde het gekom, omdat Jesus se koms naby is. Hy sê vir jou, dis die begin. Hy sê vir jou vanoggend, gemeente Ware Lewe Oos, hou die swaalkie dop wat ek vir julle gestuur het, en weet die nuwe seisoen wat in my beloftes was, is waar vir elkeen van julle. Amen! Halleluja! What a mighty God we serve! Hoe kragtig is hy nie? Wat hierdie klein swaalkie vanoggend afkeer van sy nesie af, wat hom afkeer van die swerm swaalkies en sê, swaalkie, jy sal my woord waar maak in gemeente Ware Lewe Oos, sodat hulle nie geïrriteerd raak oor die swaalkie wat rondvlieg nie, maar dat hulle kan besef, my woord is vars en die waarheid. Ons woord vanoggend is, vertrou blindelings op die Here. Laat dit so bietjie deur jou hart rol. Vertrou blindelings op die Here. Kyk so bietjie na daardie skerm en sien daar dat dit 'n groot sprong is. Ons maak ons woord oop. Vanoggend daar vanaf Rigters 15. Ek wil nog vroeër begin by Rigters 13. Daar is 'n vrou wat getroud is met die man wie se naam Manoag is. En hierdie vrou was Samson se ma gewees. En die woord sê vir ons baie duidelik hoe Samson se geboorte aangekondig is, was dat 'n engel, en daardie engel, is ek versekerd is Jesus, aan daardie vrou verskyn het en aan vir haar gesê het, jy is vrugteloos, jy kan nie kinders kry nie, maar jy is reeds swanger met 'n seun. Die seun se naam is Samson. Jy mag geen sterk drank drink nie, jy mag nie bier drink nie, jy mag nie wyn drink nie, jy mag niks eet wat onrein is nie. Want hierdie kind gaan van geboorte af afgesonder word vir die werk van die Here. En toe ek dit lees, toe besef ek weer eens hoe belangrik is dit om in moederskoot daar die babietjie op te pas. Want 'n kind word deur God gegee. Dat ons besef dis die waarheid, daar is 'n uitwerking selfs in moederskoot op 'n babietjie. Haar man Manoag hoor van hierdie besoek van hierdie engel. Hy gaan en hy gaan bid, hy sê, Here, wil U dit nie weer aan ons bekend maak nie? Dit is die fout met Here, wil U dit nie maar net weer aan ons bekend maak nie. En daar is daar die vrou weer een kant en die engel kom weer na toe, met presies dieselfde woorde. Sy hardloop na 'n man toe en sy sê die engel was weer eens, saam gaan hulle na hierdie man toe. En Manoag sê, hoe moet ek hierdie kind grootmaak? Hoe moet ek hierdie kind grootmaak? Wat is vir die Here belangrik? En hy kom en hy sê vir die engel, hy sê, wil jy nie asseblief iets saam met ons eet nie? En geef ons U naam. En daar die engel sê, dis hoekom ek weet dit was Jesus, hy sê, jy sal die betekenis van my naam nie verstaan nie.
nie saam met jou eet nie. Maar die bokkie wat jy wil bring vir die offer, bring dit as 'n brandoffer. En die woord sê, terwyl daar die offer gebring is, het daar die engel, met ander woorde Jesus, opgegaan, weggevaar voor hulle oë. En klein Simson is gebore. En toe hy in die dal van Megan dan was, sê die woord duidelik, van daardie oomblik af, van daardie dag af, het die Here se gees met Simson begin werk en Simson gelei. En ek wil vir jou sê, as jy nog nie die dal van Megan dan ontdek het, van daardie dag af, waar die Here vir jou als nuut maak, waar die gees van die Here jou begin lei het nie, kan jy nie sê, maar die Here lei my nie. En die woord sê, daar het 'n meisie, 'n Filistynse meisie, 'n heidense meisie, Simson se oog gevang, toe hy in Timna was. En hy gaan terug na sy ouers en hy sê, ek wil met hierdie girl trou. En hulle is ongelukkig, hulle sê, maar Simson, hoekom vat jy nie 'n meisie uit ons gelowige stam uit nie? Maar jy sien, God was agter die plan, dat Simson juis met daardie girl moes trou. Want die woord sê, God het 'n plan gehad, om Simson in die kamp van die vyand te vat, sodat God die vyand vir eens en vir altyd 'n les kan leer, om nie die Israeliete te verdruk nie. En so is dit nou by die bruilof, kan jy nou maar sê, waar Simson nou met hierdie meisie moes getrou het, maar op pad soontoe, is daar 'n leeu wat op hom afstorm. En hy gryp hierdie leeu, en die woord sê, die Heilige Gees het hom krag gegee, hy ruk hy leeu uitmekaar uit, soos wat jy klein bokkies sou verskeer het in jou hande. En terwyl hy op pad is na hierdie bruilof toe, gaan hy langs die pad, waar hierdie leeu se karkas lê. En in hierdie karkas het bye nes gemaak en was daar heuning. Jy moet onthou, Simson is as 'n Nasareëner grootgemaak. En hier kom die eerste oop deur in sy lewe. 'n Nasareëner mag nie sy hare sny nie, en hy mag glad nie aan dooie goed raak nie. En hy haal die heuning uit daai karkas uit. En hy bring hierdie raaisel vir die Filistyne. En die hele raaisel wat was van iets van, ek sal dit nou presies lees, van maar wat is soeter en wat kom uit die eter uit. Ek sal dit vir jou net nou presies lees hoe dit gesê is. En die woord sê vir ons duidelik, dat Simson gaan en hy sê vir die manne, hy sê, julle moet vir my hierdie geheim gee, hierdie raaisel oplos. En as julle dit kan oplos, dan sal ek vir julle 30 pakke suits gee. Ek sal vir julle suits gee as uitrustings. En hierdie Filistyne gaan na hierdie meisie toe, en hulle sê, maar vind vir ons uit, wat is hierdie raaisel in? 'n Vrou kan verskriklik nek, en hierdie vrou het so genek en bly nek, en Simson het ingegee, en hy het vir haar gesê, wat die raaisel se antwoord is, dat dit hierdie dooie leeu is, en dat dit die heuning is wat in hierdie leeu was, en hierdie man was te woedend, hy slaan vir 30 ouens mors dood, en hy vat hulle suits, en hy gee dit vir daai ouens. En so sê die woord, was hy lekker opgeruk gewees, en hy gee pad, en hy's terug na sy ouers toe, maar daar kom toe 'n dag wat hy dink, maar hy wil nog steeds hierdie meisie hê. Maar intussen het hierdie meisie se pa haar gegee vir sy strooijonker van daardie dag, en toe is hy ou eers woedend. En die woord sê, hy slaan toe weer 'n paar duisend net daar, so omtrent regtig dood. En so het dit aangegaan, waar hy ook by 'n stam gekom het, by 'n volk gekom het, en waar die volk vir hom gesê het, die Filistyne is so besig om ons te verdruk. Simson, as ons jou as leier, Simson was so 20 jaar lank 'n leier, as ons jou kan vat en ons kan jou vasbind en ons kan jou nou oorgee aan die Filistyne, dan gaan dit vir ons 'n groot storie wees. En Simson sê, dis reg, dis heeltemal oukei met my. Bind my vas, dan vat julle my, maar julle mag my nie doodmaak nie. Vat my net so. En daar word Simson gevat na hierdie ander volk toe, wat die Israeliete so kwaadgesind is, en die woord sê dat die toue het van Simson afgesmelt, letterlik so het sy krag gekom, toe God se krag oor hom gekom het, en
daar is hy los. Maar jy sien, Samson se hart het nog nie rus gevind nie. En hy sien Delila raak. En toe is die moeilikheid groot. En op die einde van die dag val hy letterlik in Delila se skoot. Die Filistyne het gesê, luister, verlei daai man, verlei vir Samson. Ons is moeg dat hierdie ouens so uitmekaar uitslaan, dat hy ons doodmaak, van 'n kakebeen tot wat ook al, ons kan dit net nie meer hanteer nie. Verlei hierdie man en vind uit waar sy krag vandaan kom. En daar is Samson absoluut in die atmosfeer van Delila, die vreemde atmosfeer. Hy lê met sy kop op haar skoot en sy is besig om met hom soete woordjies te praat en hierdie ou sy hart raak week. En sy begin vir hom vra, as jy my lief het, sê my bietjie waar lê jou krag. Samson vertel vir die eerste ding, hy sê as jy my met 7 klam boogsnare kan vasmaak, sal ek dit nie kan regkry om los te ruk nie. Ek sal wees soos elke ou wat lewe. En sy maak hom vas, terwyl die ouens weggesteek is in die ander kamer. Delila bind hom vas. En terwyl hy so lê en slaap, sê sy vir hom, Samson, die Filistyne is op jou. En daai ou ruk daai boogsnaartjies los, asof dit 'n garingdraadjie is. Die tweede keer gebeur dit weer, sy sê nee, hierdie oefening was glad nie snaaks nie. Sê nou asseblief vir my, waarin lê jou krag? En hy vertel weer vir alleen, hy sê vir my krag lê daarin, as jy my met vars toue wat nog nooit gebruik is nie, nuwe toue vasmaak, dan sal ek so swak wees soos enige ander ou. Delila kry hom weer in die slaap en was seker maar 'n lang nag en sy bind die ou weer vas. En weer is die ouens langs aan en sy roep op hom, sy sê, Samson, die Filistyne is op jou. En hy ruk uit touwtjies los asof dit niks is nie. En hy spring daarop en hy slaan hulle middeldeur en weer gaan lê hy op haar skoot. Moenie Samson veroordeel nie, want ons doen dit ook. En daar vra sy weer vir hom, wat is die geheim van jou krag? En daar die ou is toe nou al redelik moeg, seker wil hy toe nou regtig ook al geslaap het. En hy sê die geheim van my krag lê daarin, dat as jy 'n weefstok vat, en jy weef my lokke daarin, dan sal ek swak wees. En sy spring aan die werk, en sy weef sy 7 lokke in die weefstok in, en Samson spring op en hy ruk los. Weer 'n keer toe sy vir hom sê, die Filistyne is op jou. En sy vra weer vir hom, wat is die storie van die krag in jou lewe? En Samson sê vir haar, my krag lê daarin, my hare is nooit geskeur nie. En die woord sê so duidelik, sy het geweet in haar hart, hy praat die waarheid. En hulle sny sy 7 haarlokke skeer hulle af. Terwyl Samson daar gelê het, en sy weer vir hom geskree het, Samson, die Filistyne is op jou, sê die woord, het hy by homself gedink, hy sal maar weer losruk, maar intussen het God, die Here, die Heilige Gees, uit Samson getrek. En toe hy opvlieg, met dieselfde bravade wat hy gehad het, ek is seker van my saak, ek slaan julle flenters, kon Samson niks doen nie. En met 'n groot gespot, vat daardie Filistyne hom, en hulle steek sy oë uit. En hulle sit hom in gevangenis. En die woord sê, in die gevangenis het Samson se hare weer gegroei. Kosbare val, hoe die Here ons bederf, en hoe hy net ons aandag trek, sodat ons moet hoor wat hy vir ons wil sê in hierdie oggend. Terwyl sy weer uitgeroep het, Samson, die Filistyne is op jou, het Samson wakker geskrik, het by homself gedink, dat hy weer soos die vorige kere sou kon losruk, maar hy het nie besef dat die Here hom verlaat het nie. Die Filistyne kon Samson gryp en sy oë uitsteek. Hulle het hom in die tronk gegooi, waar hy die meel moes draai. En in hierdie tronk, terwyl hy in gevangenis was, het sy hare weer gegroei. Hoekom wil God hê ons moet vanoggend hierdie verhaal gehoor het?
Want jy sien, God wil vir ons die prentjie visueel skep, dat ons moet kan sien, dat dit wat met die Bybelse mense gebeur het, met ons ook gebeur. As ons kyk na Israel se geskiedenis, dan sien ons regtig die genadehart van God raak. En net so wil ek vir jou sê, as ons kyk na ons geskiedenis, dan behoort ons ook die genadehart van God raak te sien in ons eie lewe. God het elke keer 'n leier of 'n rigter opgerig as Israel in die moeilikheid was. As Israel nie meer geweet het watter kant toe om te gaan nie, het God 'n rigter opgerig om vir Israel te sê, maar bekeer jou van jou verkeerde weë en kom uit by die Here se plan. As ons ook kyk na die waarheid, dan sal ons ook sien dat Satan dikwels gewerk het in kinderloosheid. Ons het dit gesien hierso by Samson, ons het dit gesien by Moses, ons het gesien by Jesus, hoe Herodes sê, maak alle seentjies dood van 2 jaar en jonger. Jy sien toe ek daardie gedeelte lees, toe besef ek, Satan is agter jou profetiese woord aan wat geboorte moet kry. En baie keer maak ons die fout, omdat ons opgewonde is oor die profetiese woord wat God ons gegee het, want 'n profetiese woord beteken, dit is die Here wat dit vir jou gee, dis God wat in jou lewe inspreek, en dan gee ons die goed in die vyand se hande af, en dan verstaan ons nie, hoekom steel die vyand ons salwing op so 'n manier nie. Maar jy sien, net soos wat Samson sekere riglyne gehad het, om as Nasareëner groot te word, so gee God van die dag af, waar ons wedergebore is, vir ons sekere riglyne, om een kant te leef, om ons af te sonder, om te glo die woord is die waarheid, maar ons kom nie altyd by dit uit nie. So daar sê ek, moenie jou profetiese woord goedkoop maak nie. Satan wil dit steel. Die woord sê ook vir jou, moenie jou parels voor die varke gooi nie. Want ek sê vir jou, jy sal slegs 'n profetiese woord kry, as die seer van die lewe jou gemaal het, want salwing kos 'n prys. Jy kry nie net salwing om hier te staan en te sê, maar so sê die Here nie. Voor die Here hier gepraat het, het hy baie dinge in jou lewe aangespreek, en moes jy jou knie gebuig het voor God, en moes jy ook in blokke gesit geword het, soos Josef, jy het ook die tronk gesien, jy het die put beleef, en dan eers sê God, wanneer jy verneder is, sal hy jou verhoog. Nie voor die tyd nie. Ons wil te vinnig hier kom, en dan dink ons nog, hier is die limelight. Jy gaan sien, een van die laaste slides, wat ek mee afsluit, is dat al limelight, wat op 'n gesalfde van die Here val, is dat jy op daardie gesalfde van die Here na hulle voete moet kyk, en jy sal sien, die woord van God is 'n lamp by hulle voete. Daar's geen limelight wat op 'n ware gesalfde van God val nie. 'n Ware gesalfde van God het nie fans nie. 'n Ware gesalfde van God sal sê, Here, ek is bereid om te dien. Ek is bereid om my salwing op te pas, want Here, net soos wat U vir Samson verlaat het, so kan U my verlaat. Dawid het gesê, ek bid dat die gees van die Here my nie verlaat nie. Ons het 'n windie geraak in die kerk. Ons dink te dikwels, die gees van die Here sal my nooit verlaat nie. Ek sê jou, jy moet jou salwing oppas. Jy moet oppas wat die Here vir jou gegee het as Nasareëner. Jy moet daaraan werk, jy moet daaraan vashou, jy moet dit koester tot in alle ewigheid. Ons moet versigtig wees hoe ons met die seën van die Here op ons te werk gaan. Samson het wel in God se plan, uit God se plan geval. Toe ek julle die verhaal vertel het, was dit beskik gewees. Dit wat vir sy ouers nie sin gemaak het nie,
het God gebruik om die vyand te verslaan. Weet jy, ek wil vir jou sê, jy's dalk in 'n plek gesit in hierdie lewe, waar jy sê, maar Here, dit maak vir ander mense nie sin nie, maar hou uit en hou moed, want God is besig om die vyand te verslaan en 'n les van sy lewe te leer. Ek en Arno gesels nou die dag, en jy weet dit, dis soos een gees. As ek dink hoe hy vanoggend bedien het, ek kan die oorvat en ek kan reeds in die hemel staan en ek kan net aangaan om met die woord te bedien. En ek en hy gesels en ons kom by die punt uit dat daar te min mense is wat die real game van die lewe speel. As te veel ouens wat met die remote sit en wil skree van die kantlyn af. So moet jy rugby speel en so moet jy tackle en so moet jy dit en dat doen. Daar's te min mense wat bereid is om te sê, ek gaan die game ingaan. Ek gaan voel dit om te sak vir daardie skram. Ek gaan voel dit as ek in daardie skram van God sak, dat my ore so gedruk word, dat ek naderhand kan uitstap met verfrommelde ore. Hulle wil op die kantlyn sit en hulle wil sê, maar so moet die ding gedoen word. Maar hulle voel nie hoe voel die tokse in die rug. Hulle voel nie hoe voel dit as die vyand 'n skaar teen jou aanteken en jy kop onderste bo in die lewe moet loop nie. Ons moet deel raak van die game. Ons moet ingaan en ons moet sê, Here, ek is bereid om vir u die skaar aan te teken. En die vyand gaan teen jou 'n skaar probeer aanteken. En jy gaan moeg en oorlaai voel in hierdie game. Jy gaan naderhand voel, is dit die moeite werd? Jy gaan bloed van jou gesig afvee. Jy gaan voel hoe dit voel of elke ribbetjie in jou gebreek is. Maar kom na die game toe, want Jesus was nie bang vir die game op Golgotha nie. Hy was nie bang toe hy flenters geslaan is nie. Toe God vir hom sê, gaan speel vir my die game, gaan skaar vir my teen Satan, het Jesus gesê, ek sal dit doen. Ek sal dit doen. Ek wonder hoe Satan dit reg kry om ons op Delilah se skoot aan die slaap te maak. Ek wil vir jou iets vanoggend sê. Die vyand soek jou salwing. As hy jou salwing het, dan het hy die krag van God se woord in jou lewe. Weet jy, ek wil iets doen. Ek wil hierdie woord vat, daar val die glas water ook om en ek wil hom so op my kop sit. En ek wil hê jy moet verstaan vanoggend dat Samson se krag nie in sy hare gelê het nie, maar in Christus wat in hom was. En hierdie haarlokke wat ek vanoggend van gaan praat, die 7 haarlokke, gaan daaroor gaan. Samson, hoe het Delilah dit reg gekry om die woord van God uit jou lewe te sny? Hoe is dit reg gekry? Wat het met jou gebeur? Die eerste, gee aandag aan die woord luister. Spreuke 4 vers 20, my seun, luister na wat ek sê. Neig jou oor tot my woorde. En dan oor, wat beteken dit? Neig jou oor tot my woorde, luister wat ek sê. Weet jy wanneer neig jy jou oor na iemand? Weet jy wanneer jy nie kan hoor wat hy sê of sy sê nie? Praat ek die waarheid? Wanneer daardie persoon so sag praat, dat jy eintlik moet sê, ek kan nie hoor nie, sê weer. So dit sê vir my, ek moet so naby die Here wees, dat ek moet kan oorleun met my oor by sy mond, om te hoor wat hy vir my wil sê. Die vyand wil afsny, die haarlok, die kragteken in jou lewe van God se woord. Hierdie woord, of jy dit wil hoor of nie, moet tot in jou verstand kom. Vanaand meer daaroor.
Dit moet in jou verstand inkom. Dis nie net goed genoeg om te sê, ek het Bybel gelees, ek staan op, ek vergeet wat ek gelees het nie. Dan mediteer jy op een skrifgedeelte, op een vers, totdat daardie vers in jou kop ingaan. Hoekom kan ons presies onthou hoe groot ons bonuscheck is met die nulle en die bedrae, maar ons sukkel om een versie van God te mediteer en te onthou? Ons moet ons onverdeelde aandag aan dit gee. Met ander woorde, as ek gaan sit, moet ek sê, Here, help my, dat my aandag nie afdwaal, as ek besig is, om onder die salwing op te kom nie. Ek sê op te kom nie, want as jy die woord wat die salwing in jou lewe gee, wat jou laat opstaan. Die woord vereis verandering. En vir baie sal hierdie gewilligheid om te verander bepaal word deur die mate wat jy bereid is om aandag aan hierdie woord te gee. Almal wil graag verander, maar hoe graag wil jy aandag gee aan hierdie woord? Wie wat? Dis maklik om 'n SMS te stuur en te sê, bid vir my. Die bidders moet minder raak. Maar die wat God in gees en waarheid soek, moet meer raak. Ek wil jou vra, het jy nie dieselfde woord op jou bedkassie as wat op my bedkassie lê nie? En ek wil jou vra, hoe graag is jy bereid om aandag te gee aan hierdie woord? In Matteus 4 vers 15 sê die woord vir ons is nie geïnteresseerd om te hoor wat in hierdie woord staan nie. Ek lees dit vir jou. Markus 4:15 sê om nie geïnteresseerd te wees nie, dan sal jy wel jou eie denke en opinie hê. Kom die Satan dadelik en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai word. Jy moet die paus drop van jou eie opinie as jy in hierdie gemeente ware lewe instap. Jy moet die paus drop oor kruis kyk as jy bereid is om na hierdie program te kyk. Want dit gaan nie oor 'n Leonie opinie of 'n gemeente ware lewe opinie nie. Dit gaan wat sê die Gees van God. So wat gebeur as ek nie geïnteresseerd is in dit nie? As ek nie geïnteresseerd is in die woord van God nie, sal ek die woord lees asof dit 'n lullaby is en dit sal by my verbygaan, dit sal nie aan my saak maak nie. So wat doen jy op hierdie oomblik? Jy bid en jy sê, Here, gee my die salwing, dat ek geïnteresseerd raak in die woord. As verdrukking inkom, met ander woorde wanneer dinge verkeerd loop, dit sê die woord, dit het Jesus vir hulle vertel in hierdie gelykenis. Hy sê, dan word die woord uit ons harte uitgesteel. Hoe is dit? Ons begin 'n verskoning uitdink om op ons eie krag staat te maak. Almal van ons. Ek begin sommer by my, eerste. Ons begin die verskoning uitdink en die verskoning klink gewoonlik so. Jy moet verstaan, jy moet realisties dink. Jy moet verstaan, dis nie nou tyd vir geloof nie. Nou moet ons 'n wêreldse oplossing vir hierdie probleem kry. Dis ons almal maak. En voor ons kom kry, is ons besig om ons eie ding te doen. Voor ons kom kry, word hy haarlok afgesny, om te hoor wat God se woord sê, en ons val baie hard. En dan wil ons omdraai en ons wil sê, maar die Here help my nie. Markus 4 vers 15 sê, hulle het geen wortel in hulle self nie. Hulle is vir 'n tyd, as die verdrukking en die vervolging kom ter wille van die woord, struikel hulle dadelik. Die sorge van die lewe trek ons aandag af van God se woord. Jy weet, ons is dikwels so bekommerd dat ons nie kan Bybel lees nie. Praat ons die waarheid. Maar jy sien, ons is dikwels so in die lekker dinge van die lewe vasgevang, dat ons ook nie wil Bybel lees nie. Want jy weet, ek wil net gou hierdie program klaar kyk, waarmee ek besig is. En jy sien, dan het jy nie genoeg tyd gehad om af te skakel nie. En jy dink alweer aan die opvolg van hierdie selfde program.
Dis nie net altyd die bekommernisse van die lewe nie, dis die lekker dinge ook. Ek praat nou die dag met 'n besigheidsou en ek staan daar saam met hom, saam met Josef by sy bakkie en gesels en ons gesels so oor Paulus. Nie Josef van die Bybel nie, Josef van Bloemfontein het ek mee gesels. En ons gesels so oor die dinge van die lewe en besigheid en al die dinge en oor Paulus en ek sê vir hom Josef, ek sê Paulus leer ons 'n fantastiese les. Paulus sê, toe ek brandarm was en toe ek skatryk was, toe dit met my verskriklik sleg gegaan het en toe dit met my baie goed gegaan het, was ek tevrede. En ek sê ek staan by die ou se bakkie, maar ek voel hier kom die salwing van die Here met 'n vloed oor my. En ek sê wie wat? Ek besef nou, hoekom het Paulus gesê? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Want in tye van nood, my boetie sissa, klou almal aan die Here vas. En ek besef dat Paulus daardie vers bedoel het, juis vir tye wanneer dit met ons goed gaan. In tye van sleg, lees ons Bybel dat die bissies bewe. In tye van goed gaan, ken ons die woord nie. En dis wat hy bedoel het. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Want ek sê jou, die tyd gaan kom dat die Here se seën geweldig gaan deurbreek. Glo jy dit? Ek vat dit. En dan berei hy my voor met hierdie woord, om duidelik te sê, in daardie tye moet die Here jou krag gee, om in plain Afrikaans nie wind te raak nie. Ons het dit nodig. Gee jou ore aan die woord. Jou ore aan die woord. My seun, luister na wat ek sê. So eers het ek gesê, ek moet iets met my verstand laat gebeur, ek moet konsentreer, ek moet geïnteresseerd raak in God se woord. Tweede sê, luister, gee jou ore aan die woord. Waarna toe neig jou ore? Sê maar jy gesels met mense. Wat wil jy hoor? Kom aan, ons is lekker eerlik in hierdie plek, rou eerlik. Die laaste sop juicy story van die laaste kindernuus. Wat wil jy hoor? Kry jy lekker as jy hoor hoe mense val in die lewe? Wil jy dit hoor? En jy moet jou toets daaraan, wat wil jy graag hoor? Wil jy hoor hoe mense oor jou vef? Wat wil jy graag hoor? Want wat jy graag wil hoor, gaan 'n groot deel van jou salwing bepaal. Vanaand gaan ons aan met hierdie les. 'n Groot deel. Hoe kry ek my wil, wat passief is, weer aktief, om die Here te dien met alles? Daar staan in Markus 4:24, pas op wat jy hoor, met die maat waarmee jy meet sal vir jou gemeet word, en daar sal bygevoeg word wat jy hoor. Jy kan so 'n negatiewe dingetjie hoor, en ek sê vir jou, Satan sal sy hele leermag bymekaar maak, om daai klein negatiewe dingetjie te laat ontplof in jou ore. So jy moet die keuse maak, na wie wil jy luister? Want as jy na God luister, en hy praat met jou, en hy tigtig jou, gaan dit tot jou beswil wees. Ons bepaal wat ons wil hoor. Daarom is die Here besig met hierdie reeks aandpreke, change my. Dat ek reg begin hoor. Dat my wil reg begin geaktiveer word. Want ek sê vir jou, as jy 'n negatiewe mens is, onthou julle die glas half vol, half leeg. Wat een hoor jy? En ons moet by daardie plek kom om te sê, Here, help my wat ek moet hoor. Kom ek gee so 'n klein deeltjie. Ons is altyd geneig om te sê, as ons aan negatiewe goed dink, sê maar ons dink aan daai bottel drank met die white horse op en ons kry so lus vir dit en dan beklei ek weer met my verstand en ek sê ek sal nie op daai white horse klim nie, het my laas hart afgegooi. En so gaan ons aan. En ons dink aan hierdie goed.
Dan sê jy mos in jou gebed, maar Here, help my dat ek nie aan dit moet dink nie. Doen jy dit? Maar weet jy wat is die woord gebonde nie? Want jou brein is ingestel aan wat jy dink om jou te herinner daaraan. So wat is jou herinnering, jou struikeling met daardie ding? En daarom sê die woord vir in 2 Korintiërs 10 vers 4, al is jy van hierdie wêreld, dis geen verskoning nie. Want God gee vir jou wapens van hom om hierdie dinge te veg. Sodat jy begin dink wat die Here wil hê jy moet dink. Hoe langer ons sê, ek wil nie aan hy ding dink nie, hoe meer is jy gekoppel met die stryd daarvan. Praat ons bietjie waar. En hoe meer sal jy aan dit dink, want jou brein is fantasties geskape, jou brein is nie geskape vir reverse gear nie. So ek bepaal wat ek wil hoor, hoeveel ek wil hoor, en ek kies hoe ontvanklik ek vir God se woord is. Markus 4:10, toe Jesus alleen met die 12 was, het hulle hom na hierdie gelykenis gevra, Markus 4:11, na hierdie spesifieke gelykenis van die saaier. En Jesus sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Hoor mooi, maar vir hulle wat buite is, moet ek stories vertel. Moet ek gelykenisse vertel. Sodat hulle kan kyk, hulle sal kyk en hulle sal nie sien nie. Hulle sal hoor en hulle sal hoor en hulle sal nie verstaan nie. Dat hulle nie miskien bekeer en hulle sondes vergewe word nie. Sjoe, het die Here daardie dag die leiers bymekaar gemaak. Hy praat spesifiek met die leiers. En hy sê dat julle nie miskien tot bekering kan kom en kan begin besef, julle is so hoogmoedig, julle wil nie repentance bid nie. En hy sê, en dit is eintlik omdat julle buite staan. Want weet jy, dit is so. As jy buite die koninkryk van God staan, kan jy nie hoor nie. Hallo? Jy kan nie hoor nie. En weet jy wat gaan ek vir 'n ou sê, wat aan mekaar struikel, en vir myself sê wat in die spieël terugkyk? Kom in die koninkryk van God. Dan sal jy begin hoor, en jy sal begin sien, want jy's binne die koninkryk van God. Daar's net hierdie 12 wat oorgebly het. Dis presies wat Arno gesê het vanoggend. Gaan nie oor getalle nie. Die Here soek net 'n handjievol. Johannes 6 vers 68. En toe die Here vir hulle daar vertel het, hy sê vir hulle, weet jy wat, ek is die brood van die lewe. Hy sê, julle moet my liggaam eet en my bloed drink, om deel te hê aan die koninkryk van God. Jy gaan dit hoor vanoggend by die nagmaal ook. En die woord sê daar, nee, raak hy ouens so ontsteld binne in hulle self, dat hulle nie meer wou hoor nie. En is wat gebeur met ons in die kerke. As die woord hard val op ons ore, wil ons nie meer hoor nie. En daar is Simon Petrus, hy gaan na die Here toe. Toe die Here vir hulle vra, hoekom draai julle nie ook om en gaan aan nie? Loop, gaan weg. Toe sê Simon Petrus daardie woorde, Here, na wie toe sal ons gaan? U die woorde van die ewige lewe. Elkeen van ons gaan binne oomblikke die Here nodig hê om heen te gaan, as ons by die nagmaaltafel staan. Want as ons volgens Paulus wil nagmaal gebruik, top ons die toets. Ons gaan hom nodig hê, om ons te herinner deur sy woord, aan wat ons moet regmaak. Ons gaan hom nodig hê, dat as ons voel, Here, ek is sommer maar net 'n jakka trap, dat hy ons kop oplig en vir ons sê, maar jy kan deel hê aan my liggaam. Jy kan deel hê aan my bloed. Jy het hom nodig. Jy het God nodig, dat sy gees jou waardig maak. Jy het dit nodig. Want as jy altyd kop onderste bo loop, sal jy God se woord nie hoor nie. Gee jou oë aan die woord van God. Met ander woorde, ons het al ons gedagtes gegee, ons het ons ore gegee, nou gee ons oë. Spreuke 4:21, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart,
Bewaar hulle binne in jou hart. As jy hier dit lees, moenie laat hierdie woorde van jou oë af weggaan nie. Vat dit van jou oë af tot binne in jou hart. Net soos jy met jou fisiese ore hoor, met jou verstandsore hoor, soos jy met jou fisiese oë sien, moet jy met jou insig sien. Die woord van God moet in al ons sintuie wees. Jesegiel het gehoor, eet die woord. Ek en jy hoor, sien en smaak en proe, die Here is goed. Ons hoor nog meer as hulle. Lukas 11:34, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog reg is jou hele liggaam verlig. Maar as dit verkeerd is, dan is jou hele liggaam donker. Ons sien hierdie woord uit 2 oogpunte, elkeen van ons. Uit ons oogpunt uit, maar ons is veronderstel om uit te kom by die punt, maar Here, hoe sien U dit? En elke keer as ek sukkel met 'n stuk taai styk wat vir my gegooi word, 'n ramstyk deur die Heilige Gees, en ek verstaan dit nie en glo my dit gebeur dikwels, dan vat ek hierdie woord, dan sê ek, Vader, toe U Gees hierdie woord geskryf het, was dit bedoel dat ek dit moet verstaan, en Jesus het gebid, Vader, open die oë van hulle verstand. Open hulle verstand, dat hulle dit kan verstaan. Dan maak hy vir hierdie woord oop, dat ek so lief raak vir hierdie woord, ek het nie eens tyd om 'n ander iets te lees nie, ek kan nie, want hierdie woord is so kosbaar om in te neem. 'n Goeie oog is iemand wat hier kom sit en sê, ek wil leer. Gee jou hart aan die woord. Met ander woorde, ek het my verstand gegee, ek vra vir God se Gees, maak vir my die woord interessant. Ek het nou my ore gegee, naby hom gekom om te luister wat hy sê. Ek het my oë gegee, dat dit nie uit my oog uitwyk nie, en nou sê ek gee my hart in die woord. Daardie is my ander haarlok wat die vyand wil afsny, dat my hart in die woord van God is. As staan Spreuke 4:21, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, die vorige vers. Bewaak jou hart meer as alles, wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. En dan gaan so liggie aan, in die insig wat God my gee vir die woord. En ek besef dat God met daardie vers sê, bewaak jou hart meer as alles, moet jy die woord van God binne in jou hart bewaar. Want dis wat die vyand wil steel. Want as hy dit gesteel het, hoe kan jy teruggaan en sê, maar God het gesê? Op wat gaan jy staan? Sê maar die vyand kry dit reg, om jou aan die slaap te maak, Samson, en daai haarlokke van jou af te sny. En jy moet opstaan vir God se woord. Jy moet in die wrede wêreld 'n fight gaan fight, 'n game gaan speel. Hoe gaan jy dit regkry? Daarom moet jy toemaak. As jy uitgaan, moet jy sê, Here, ek maak die woord toe wat ek gehoor het, dat dit nie gesteel kan word nie. Watter drome, gedagtes, verbeelding gaan binne in jou aan? Wys my die ou wat nie, ek wil sê dagdroom, noem dit verbeelding. Ek praat nie van blanko gedagtes nie. Ek praat van daai wat jy net so in 'n stoel rustig kan gaan sit en hier gaan jou gedagtes. Wie doen dit nie? Wie doen dit nie? Wat is jou storie dan? Waaroor droom jy dan? Wat gaan dan in jou binneste aan? En wie as die dinge is van hierdie wêreld, nê? Dan moet ons bid en ons moet begin vra. Help my om te begin bedink die dinge, Here, wat daarbo is. Ek weet nie hoe lank jy kan sit met 'n verbeeldingsvlug nie. Party vlugte kan bietjie lank wees. Verstaan jy, party ouens klim regtig in 'n Airbus. En hulle vlug is so lank van hier af Amerika toe, so 24 ure. Ander ouens se tyd is min. Hulle vat net so 'n minuut. Maar maak nie saak nie. Moenie tyd mors nie. Moenie eers tyd mors in dit nie. En daai droom wat jy droom, weef dit in God se woord in. Gee dit vir hom. Gee dit vir hom totdat dit jou hart tref wat God oor jou droom.
En nou gee ek my mond aan die woord. Daai haarlok wat ek my mond moet gee aan die woord. Josua 1 vers 8. Die wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Dit mag nie uitgaan nie. Ek mag nie sê nou is ek so en môre is ek anders nie. Bepeins dit dag nag, sodat jy nou gesed kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Maar ons sny uit wat ons pas. Ons wil die woord buig tot dit by ons inpas, terwyl die woord ons gees moet buig tot ons dit verstaan. Gee jou tyd aan die woord. Satan gaan daarvan hou om die vyand te stuur en daardie haarlok van jou af te sny, Samson. Want as jy nie tyd spandeer aan God se woord nie. Ek het daar gesê, ons kan dit nie bekostig om nie 'n plek van stilte te hê nie. Ek vra jou die vraag op daardie skerm, hoeveel is jou sukses en jou voorspoed vir jou werd? Almal wil dit hê. Ons is daarvoor gemaak, weet jy dit? Ons is gemaak om koningskinders te wees. Ons is gemaak om te sê, my pa is die koning van die hemel. Ons is gemaak om met 'n breër smile rond te loop as die res van die wêreld. Ons is daarvoor gemaak. Maar hoeveel is dit vir jou werd? Psalm 12, 127 vers 1. 'n bedevaartslied van Salomo, 'n verskriklike slim ou. Hy sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. As jy nie kan sê met alles wat jy in die lewe aanpak, Jesus and I nie, te vergeefs. Te vergeefs was Samson seker van sy saak. Toe die waarheid gepraat is, toe sy swak. 'n bedevaartslied, wat beteken 'n bedevaartslied? 'n bedevaartslied beteken ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? 'n bedevaartslied sê ek kyk nie na die omstandighede nie, maar ek kyk na die Here. Ek kyk nie nou na die Delila waarop se skoot ek lê nie. Ek kyk nie nou na die vyand wat in die kamer ingestorm het nie. Ek kyk nou verby alles en ek sê, as die Here my nie hieruit gaan help nie, is dit verby met my. As die Here jou nie gaan help glo nie, los maar waarmee jy besig is. As die Here jou nie gaan heel maak nie, los maar wat jy dink jou gaan heel maak. Hoe wil jy dit nog hoor van hierdie kansel af? Jou hulp lê by die Here, jou God. Wie is jou God? Die volgende wat die vyand vat is 'n houding, is 'n attitude. Ons kan iets sê wat 100% reg is. As my attitude stink, dan stink die woorde uit my mond uit ook. Hoor, dit kan nie dag of nag wees op een tyd nie. En jou attitude in die lewe sê alles. Jy kan baie mense bluf, jy kan jouself bluf. Maar jou houding verklap alles. Alles. Dan die ander haarlok, die laaste, die 7de een, my agenda. Wat is my agenda? Wat is my agenda werklik in die lewe, waarmee is ek besig? As God my 'n posisie gegee het, wat is my agenda daarmee? Wat wil ek bereik? Moet die limelight op my val? Of moet die limelight van die lamp van God by my voete wees, Samson? Sodat die mense kan dophou op wie se pad ek loop. Want Jesus is die weg, en hy is die waarheid, en hy is die lewe. Die adres, my Vader se huis. Want ek is nie gemaak vir hierdie dinge nie. Het ons net nou so sing, en die Heilige Gees begin so vaardig raak, veral toe ons daar die lied gesing het van die Heilige Gees beweeg oral. Ek sê jou, die Heilige Gees het oral beweeg.
Hy's besig om ons gereed te maak. Hy's besig om ons te begin oortuig hoe verskriklik belangrik dit is om hierdie woord te lees. Ek het dit julle vorige keer gesê. Julle begin dophou. Hoe predikers preek. Hulle lees nie eers meer uit hierdie woord uit nie. Boeke van so en so word aangehaal. Wat lê op jou bedkassie? Hoeveel van boeke so en so lees jy? Ek skryf self boeke. Ek weet dit. Hoeveel van boeke so en so lees jy en hoeveel van hierdie woord, Simson, is jy bereid om op te pas? Die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. Hoe graag wil jy, Simson, geessensitief raak? En hierdie het ek vir die heel laaste een gelos. Simson daar staan. Sy oë is uitgesteek. Hy moet 'n meel gemaal het vir die vyand. Baie keer, het die vyand ons so seer gemaak. Het voel of jy net in die rond te loop. Kom aan. Voel as geen rigting nie. Maar jy sien intussen is God se genade vir jou genoeg. Halleluja. En jou hare begin groei. Al loop jy in die ronde. Jou hare begin groei. Want God los nie sy kinders nie. En daar was 'n groot party gereël, wat hierdie Filistyne gehou het, om hulle afgod Dagon te vereer. Hulle het 'n party gegooi wat nie hier lê nie. En toe hulle God klaar vereer het, toe wil hulle met Simson die spot begin dryf. Maar jy sien wat daai ouens nie kon sien nie, was intussen het die gees van die Here teruggetrek in Simson. Want as iets in die lewe om in die ronde te loop. En hulle spot met hom en hulle lag hom uit. En Simson begin in sy hart bid, hy sê, Here, ag toe Vader, one more time. Gee my net een gap. Die laaste, Here. Gee my nog net een keer die krag van U wat in my was. En hy staan daar sy oë uitgesteek. En hy hoor naby hom is daar 'n kind. En hy roep hy laaitjie nader en hy sê vir hom, vat my na die hoofpilare toe, wat hierdie balkon vashou. Jy moet mooi hoor. 'n laaitjie. Ek sê 'n laaitjie kom. Ons soek so dikwels die groot predikers. Ons soek so dikwels die wow ouens. Dat ons die dogtertjies en die laaitjies in die kerk mis. En 'n laaitjie kom en hy lei Simson na daardie pilare toe. En daai ou gaan leun teen daai pilare. Hy voel die pilare van die vyand. En ek kan myself indink hoe daai ou die laaste keer gesig het. En hy sê, Here, laat my saam met die vyand sterf. En stoot hy daai mure. In sy swakste oomblik, hoor mooi. In sy heel swakste oomblik, blind, maak Simson meer vyande van God dood as nog ooit. Ek sien julle leun teen hy pilare. Ek sien dat die Here besig is om iets te verander. Dat dit nie meer vir hierdie ware lewe sal gaan. Wie doen dit nie, maar hoe word dit gedoen? Kom aan Simson. Daar's net een Here. Daar's net een God. Ek lees vir jou daardie vers, wat ek bo kom, hy's bietjie donker van hier af. Josua 1 vers 5, uit die boodskap uit. Jou hele lewe lank sal niemand jou kan oorwin nie. Hoor jy, ek spreek dit in die naam van Jesus in jou lewe in. Vat dit met jou hande. Ek sê vir jou, jou hele lewe lank sal niemand jou kan oorwin nie, want die Here sal by jou wees, soos wat hy by Moses was. Hy sal jou nooit in die steek laat, hy sal jou nooit los nie. Wees sterk, Simson,
en vertrou blindelings. Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. En dit is die oomblik wanneer die Gees van die Here jou begin oorneem. Amen.